Welkom leerders by nog 'n wiskunde geletterdheid les. En hierdie les gaan nou oor belasting op toegevoegde waarde. Nou belasting op toegevoegde waarde het 'n akroniem en daardie akroniem is BTW. So BTW staan dus vir belasting op toegevoegde waarde. Nou, belasting beteken, dit is geld wat deur die staat ingevorder word en hulle gebruik die Suid-Afrikaanse Inkomstediens om daardie geld in te samel of in te vorder en dan gebruik die staat of die regering gebruik daardie geld vir die lewering van dienste in gemeenskappe aan die burgers van hierdie land, onder andere die bou van hospitale, die verskaffing van medikasie aan klinieke en aan hospitale, die betaal van alle staatsdienswerkers soos onderwysers, bewaarders, verpleegsters, polisiemanne en almal wat in die kantore van staatsdepartemente werk, almal word betaal uit die geld uit wat die regering insamel uit 1, ons inkomstebelasting en 2, soos in die geval, ons belasting op toegevoegde waarde. En ons gaan in hierdie video gaan ons net kyk na belasting op toegevoegde waarde, hoe ons dit bereken, hoe ons belasting op toegevoegde waarde of BTW insluit, of kyk hoeveel is dit ingeslote, en ons gaan kyk wanneer dit uitgesluit is of uitgeslote, en dan kyk ons ook wat is die BTW bedrag. Daardie is die 3 wat berekeninge wat ons in hierdie video na gaan kyk. Weereens, en ek sê dit nou maar in elke video, dit is belangrik dat jy genoeg oefening kry. Ek wil nie die video te lank maak nie, daarom sit ek net 'n paar voorbeelde in, een uit 'n eksamen of eksamenvraestel uit. Dit is jou verantwoordelikheid om seker te maak dat jy kry genoeg oefening in. Vat ou vraestelle of verander die bedrag in die voorbeeld na enig bedrag toe. Waarom? Want jy wil die proses, hoe om by die antwoord uit te kom, nie net onthou nie, maar jy wil ook verstaan. En onthou wat ek altyd sê in die klasse, my leerders spesifiek sal weet van dit, is hoe meer male jy iets doen, hoe beter doen jy dit. En daarom is oefening belangrik. Die doelwitte vir hierdie les is dat ons wil hê dat julle moet aan die einde van hierdie video moet julle kan verduidelik wat BTW is en waarom word dit gehef. Tweede ding is, julle moet kan die BTW bedrag bereken wat 15% van 'n spesifieke prys is. Julle moet kan bereken die BTW inklusiewe of ingeslote prys. Dit beteken ook ingesluit. Julle moet kan bereken die BTW eksklusiewe of uitgeslote prys. Dit beteken die prys wat BTW uitgesluit is. Voordat ons begin, is daar net 'n paar sleutelbegrippe wat ek wil hê ons moet na kyk. Die eerste ene is, waarvoor staan die akroniem BTW? Dit staan vir belasting op toegevoegde waarde. Ook dat BTW is betaalbaar aan die Suid-Afrikaanse Inkomstediens, SAID. Hulle ontvang dit namens die staat, en dat daar is sekere produkte wat vrygestel is van BTW of dit het 'n 0% BTW koers, en dit is onder andere produkte soos breinbrood, vars vrugte en groente, mielieprodukte en sovoorts. Dan nog 'n sleutelbegrippe is dat BTW is belasting wat by die prys van goedere en dienste gevoeg word, en in Suid-Afrika is die BTW koers 15%. Die prys van 'n produk of 'n diens kan of wees BTW uitgesluit, beteken sonder BTW die BTW is nog nie bygetel nie, of die prys kan wees BTW ingesluit, dit beteken die BTW prys is klaar bygetel of ingesluit. Nou kom ons gaan kyk nou na een van die 3 berekeninge wat ons moontlik gevra kan word. Die eerste ene is, hulle kan vir jou vra bereken die BTW bedrag.
Nou jy kan dit op een van twee maniere bereken afhangende van wat vir jou gegee is. Dis waarom het belangrik is dat jy moet kyk wat word vir jou in die eksamen gegee. As hulle vir jou gee, die BTW uitgesluit, die prys BTW uitgesluit, dan bereken jy die BTW bedrag deur daardie prys wat BTW uitgesluit is, en jy vat dit, en jy vermenigvuldig het met 15, en dan deel jy dit deur 100. En dan vanaf BTW ingesluit, so hulle gee vir die prys waar BTW alreeds ingesluit is, dit beteken dan gaan jy die bedrag vat wat hulle vir jou gee, en dan vermenigvuldig jy dit met 15, en dan deel jy deur 115. Kom ons kyk na 'n voorbeeld, voorbeeld 1, hoe om die BTW bedrag te bereken. As hulle vir jou gee die bedrag BTW uitgesluit, vat ons as 'n voorbeeld 'n selfoon kos R1000 BTW uitgesluit. Wat is die BTW bedrag? En vat ons die bedrag wat hulle vir ons gee, BTW uitgesluit, en ons vermenigvuldig dit met 15, en dan deel ons dit deur 100. So ons vat die 1000, ons vermenigvuldig het met 15, en dan deel ons dit deur 100, en dan kry ons die BTW bedrag van R150. Indien hulle vir jou gee, die bedrag BTW ingesluit, waar BTW alreeds ingesluit is, soos in die voorbeeld, 'n selfoon kos R1150, BTW ingesluit, wat is die BTW bedrag? So om die BTW bedrag te kry, vat ons die prys wat hulle vir ons gee, BTW ingesluit, ons vermenigvuldig dit met 15, en dan deel ons dit deur 115, so die R1150 vermenigvuldig ons met 15, ons deel dit deur 115, dan kry ons die BTW bedrag van 150. Dan het ons, waar ons kry die bedrag BTW inklusief, of die prys waar BTW ingesluit moet wees. Daar is ook twee metodes hierso. Eerste ene is, ons kry die bedrag BTW uitgesluit, en ons stel by die BTW bedrag, wat beteken, ons moet nou eers die BTW bedrag gaan kry. So is nou nog 'n berekening by, voordat ons kan ons bedrag of die prys BTW ingesluit kan kry. Metode 2 is verkieslik die een wat ek wil hê julle moet gebruik. Dit is makliker, dis eenvoudiger, dis vinniger, waar ons die BTW uitgesluit die bedrag vat, en ons vermenigvuldig dit met 115, en dan deel ons dit deur 100. Nou kom ons gaan kyk na 'n voorbeeld hoe ons hierdie metodes gebruik. Metode 1, 'n selfoon kos R1000, BTW uitgesluit, wat is die prys BTW ingesluit? Dit beteken ons moet nou eers die BTW bedrag gaan kry, wat vir my 'n onnodige berekening is, maar kom ons kyk na dit. Ons vat die R1000 en ons vermenigvuldig dit met 15, en dan deel ons dit deur 100, dan kry ons R150, en dan vat ons die R1000 BTW uitgesluit, en ons stel die BTW bedrag van R150 by, dan kry ons die bedrag of die prys BTW ingesluit van R1150. Nou metode 2, soos ek al reeds genoem het, is die een wat ek sou verkies, julle moet gebruik. As jy kry die bedrag BTW uitgesluit, dan vermenigvuldig jy dit net met 115, wat ons deel deur 100. Dit beteken ons vat die R1000 BTW uitgesluit, en ons vermenigvuldig dit met 115, wat ons deel deur 100, en dan kom ons uit by die bedrag BTW ingesluit van R1150. Die tweede een wat hulle vir jou kan vra om te bereken is die prys of die bedrag BTW eksklusief of uitgesluit. Nou gee hulle vir jou die bedrag BTW ingesluit is vir jou gegee. So jy moet daardie bedrag gebruik om die
prys BTW uitgesluit te bereken. Dit beteken in metode 1 vat ons dit, BTW ingesluit en ons trek af die BTW bedrag. Dan het ek metode 2 hierso en ek sou verkies dat julle metode 2 gebruik, want dit is eenvoudiger en dit is vinniger, waar ons net die BTW ingeslote bedrag vat, of waar het ingesluit is, en ons vermenigvuldig dit met 100, en dan deel ons dit deur 115. Nou kom ons kyk na 'n voorbeeld. Vir elke metode, voorbeeld 1, ons wil gaan bereken die prys BTW uitgesluit, so ons kry dan 'n selfoon wat R1150 kos, BTW ingesluit, en dan gaan kry ons eers die BTW bedrag, wat beteken ons vat die 1150, ons vermenigvuldig dit met 15 gedeel deur 115, kry ons die BTW bedrag van R150, en dan trek ons dit af van die BTW bedrag waar BTW ingesluit is, so 1150 minus 150, dan kry ons die bedrag BTW uitgesluit van R1000. Metode 2, en dit is die een wat ek verkies, julle moet gebruik. Dit is waar ons dieselfde voorbeeld het van 'n selfoon wat R1150 kos, BTW ingesluit. Dit beteken ons vat daardie bedrag van R1150 en ons vermenigvuldig dit met 100 en ons deel dit deur 115 en dan kry ons die bedrag van R1000. Dan het ek so 'n paar aktiwiteite. Hier het ek aktiwiteit 1. Die prys van 'n TV is R4600 BTW ingesluit. Die vraag is, wat is die BTW bedrag en wat was die prys voor BTW? Dit beteken BTW uitgesluit. Eerste opdrag, wat is die BTW bedrag? Ons vat die BTW ingesluit en ons vermenigvuldig dit met 15 wat ons deel deur 115. So ons vat die R4600 en ons vermenigvuldig dit met 15 wat ons deel deur 115 en dan kry ons 'n BTW bedrag van R600. Die tweede gedeelte van daardie vraag is, wat was die prys voor BTW? So ons vat dan die bedrag BTW ingesluit wat R4600 is. Ons vermenigvuldig dit met 100 en ons deel dit deur 115 en dan kry ons 'n bedrag van R4000 BTW uitgesluit. Aktiwiteit 2 gee vir ons die inligting, 'n skootrekenaar kos R8000 BTW uitgesluit. Wat moet ons bereken? A, die BTW bedrag. Dit beteken ons vat die bedrag BTW uitgesluit, ons vermenigvuldig dit met 15 wat ons deel deur 100 en dan kry ons R1200 as die BTW bedrag. Dan B, ons moet gaan kyk wat is die BTW ingeslote prys of die prys BTW ingesluit. Dit beteken ons gaan dan vat die bedrag wat hulle vir ons gee, BTW uitgesluit, van R8000 en ons vermenigvuldig dit met 115, wat ons dan deel deur 100, en dan kry ons die bedrag BTW ingesluit van R9200. Aktiwiteit 3, 'n yskas is gekoop vir R5750, BTW ingesluit, bereken die BTW bedrag. Dit beteken ons vat die bedrag wat hulle vir ons gee, wat BTW ingesluit is, en ons vermenigvuldig dit met 15, wat ons deel deur 115, beteken ons vat die R5750, en ons vermenigvuldig dit met 15, en deel dit deur 115, en dan kry ons die BTW bedrag van R750. B, vra wat was die prys voor BTW? So dit beteken ons moet bereken die bedrag BTW uitgesluit, so BTW uitgesluit, so ons vat dan die bedrag wat hulle vir ons gee,
wat BTW ingesluit is van R5.750 en ons vermenigvuldig dit met 100 wat ons dan deel deur 115 gee vir ons die bedrag van R5.000. Dis voor BTW of BTW uitgesluit is dan die R5.000. Dan die voorlaaste aktiwiteit het ek gaan kyk in September 2022 is 'n vorige vraestel. Vraestel 1, vraag 4.2.3. Meneer Boetie het R1.500 'n bedrag uit die verkoop van goedere gedeponeer wat teen 'n prys belasting op toegevoegde waarde BTW ingesluit verkoop is. Bereken die BTW bedrag op goedere verkoop. Jy mag BTW gebruik as gelyk aan 15% is 3 punte vir dit gewees. So wat moet ons bereken? Ons moet gaan bereken die BTW bedrag. So nou gaan ons en ons gaan sê, wat is vir ons gegee? Vir ons gegee is die bedrag BTW ingesluit. Daarom gaan ons dit vermenigvuldig met 15 wat ons deel deur 115. So ons vat dan die R1.500, ons vermenigvuldig dit met 15 wat ons deel deur 115, dan kry ons die BTW bedrag van R195.65 en dis ook hoe die punte toegeken word waar ons die 3 punte dan kry. Leerders, jy kan weer na die video kyk, jy kan die waardes verander, maar dit is belangrik dat jy oefen. Remember, practice makes perfect. So jy moet oefeninge doen. Sterkte met jou voorbereiding vir die eksamens, doen jou beste, leer hard, maak 'n sukses van jou matriekjaar.